Goeiemôre almal. Dit is vir my so 'n besondere voorreg om vanoggend hier te wees. Maar ek het ook gesê, skielik. Kom ek begin weer. Dit klink beter, né? Vir die van julle wat nie mooi gebid het nie. Goeiemôre almal. Dit is so lekker om vanoggend hier te kan wees en om veel van julle te kon ontmoet. Baie hartlik welkom hier by hierdie erediens. En my bede is dat die Here vanoggend regtig ryklik sal seën en dat elkeen van ons hier vandaan kan heen gaan met 'n boodskap. Goed. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, wat nooit laat vaar het die werke van sy hande nie, maar wat trou bly tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan julle ryklik geskenk van God ons Vader en Christus Jesus die Here. Kom ons sing 'n lied. Ons staan as ons 'n loflied sing. Van my
Voordat ons 'n gedeelte uit die Bybel gaan saam lees, kom ons raak stil voor die Here in gebed. Liewe Here, baie dankie vir hierdie pragtige dag. Baie dankie vir al die reën wat ons die afgelope tyd ervaar het en dat dit landwyd gereën het. Ongelukkig was daar oorstromings op sekere plekke, maar baie dankie dat U vir ons so goed is. Baie dankie vir elkeen wat vanoggend hier teenwoordig is. U ken ons omstandighede. U ken ons behoeftes. Baie dankie dat daar so 'n wonderlike gees onder hierdie lidmate heers. En toe ek en Wilma vanoggend hier aangekom het, die openheid waarmee ons ontvang is, die liefde, baie dankie vir elkeen in hierdie gemeente. En nou, Here, is ons pleidooi dat U met ons sal wees en dat ons die woord wat na ons toe sal kom, dat ons dit sal ontvang en dat dit nie sal leeg terugkeer na U nie, dat dit ons lewens sal verander. Maak vir ons opgewonde oor U woord. Baie dankie vir alles. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Nou goed, die tema van vanoggend se preek is: maak jou Bybelstudie 'n stokperdjie. Nou eintlik is dit maar 'n bietjie van 'n vreemde tema om van die Bybel, want die Bybel is tog vir ons die woord van die Here. En hoe kan ons die woord van die Here uitbring by 'n stokperdjie gedagte? Ongeveer 3 maande gelede, ek en my vrou woon in Pretoria, en ek was, terwyl ek by die universiteit 'n dosent was ek vir 9 jaar 'n pastorale hulp in 'n gemeente in Pretoria Noord, naamlik Onderstepoort. En daar het ek 'n persoon ontmoet. En hierdie persoon en sy vrou is so lief vir die Here. En hy het 'n hartomleiding gehad en ek het dit nodig gevind om hom so ongeveer 3 maande gelede te gaan besoek. En ek het gaan besoek af lê en ons het baie lekker gesels en hy het vir my vertel hoe hy en sy vrou nog steeds, daai tyd was hulle so aktief betrokke in die kerk en dat hulle nog steeds betrokke is in die kerk en dat hulle die voorsangers is by die oggend en in die aanddiens en dat hy is 79 en dat hy ook in ander aktiwiteite so betrokke is en hy loop so oor van die Here. En ek kan nie onthou dit gebeur het nie. Maar ons begin toe, ek het verwys na stilte tyd, Bybelstudie. En hy vat so aan sy kop en hy sê, goeie, hy sê, dit is een ding wat ek so afskeep in my lewe.
Hy sê, dit is een ding waaraan ek sal moet begin aandag gee. Daaraan sal moet werk om meer stil te word voor die Here. En dit het by my verby gegaan. En toe ek saam met professor Christo Lombard ek dink 2 maande gelede hier was, hy het hier gepreek en hy het my gebel en gesê, hoorie man, wil jy nie saam met my ry nie? Ek ry alleen na hierdie, na hierdie byeenkoms toe, om hier te kom preek, wil jy nie saam met my ry nie, dan het ek daarom geselskap. En toe kom ek hier na toe. En toe word ek gevra en die geleentheid aangebied om vandag hier te kan optree. En toe het dit in my kop gekom en ek het daaroor gebid en ek het bevestiging gekry, maar dit is waaroor ek moet preek. En nou wil ek vir julle vra, beantwoord hierdie vraag vir jouself. As jy na jou lewe kyk, as jy na jou stilte tyd kyk, is jy tevrede daarmee? Hoeveel tyd spandeer jy saam met die Here elke dag? En dan wanneer ons met die Bybel besig is, lees ek maar net die Bybel, het ek van hierdie boekies wat sulke dagstukkies het, want dit mos 'n versie, en dan word daar 'n bietjie uitgebrei oor die versie, en dan lees jy dit, en dan voel jy tevrede, en jy doen 'n gebed, nou het jy jou deel nagekom. Want dit is hoe ek opgevoed is. My ma het vir ons as kinders gesê, as jy 'n Christen is, as jy sê jy is 'n Christen, dan moet jy in die oggend en in die aand jou Bybel lees en jy moet bid. Ja, en as ek dit nie gedoen het nie, dan het ek met sulke lang skuldgevoelens rondgeloop. Hoe lyk jou stilte tyd? Maar nou wil ek dit verder vat. Hoe lyk jou Bybelstudie? Doen jy Bybelstudie? So hierdie ding wil nou nie skuif nie. Kan jy my net kom help, so asseblief hoor. Net. Wel, awesome. Okay, dankie hoor. Ons skrifgedeelte kom uit Psalm 119. En nou wil ek hê dat julle daardie teks wat in bold is, kyk 'n bietjie na die ooreenkomste tussen daardie verse. Psalm 119, ons gaan nie die eerste 8 verse saam lees. Dit gaan goed met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. Dit gaan goed met die wat sy verordeninge gehoorsaam. Eintlik kan 'n mens sê, dit gaan goed met die wat sy woord gehoorsaam. Die wat met hulle hele hart sy woord doen. Vers 3, geen onreg pleeg nie, en in sy weë wandel, en volgens sy woord lewe. U het u bevele gegee, woord, dat dit ten volle uitgevoer moet word. As ek tog maar net op 'n vaste koers kan bly, en my aan u woord, u voorskrifte kan hou, as ek al u gebooie in ag neem, sal ek nooit raadop wees nie. U bepalings is regverdig, as ek hulle ter harte neem.
sal ek u loof met 'n opregte hart. Ek sal my aan u voorskrifte hou, moet my tog nooit verlaat nie. Ek het nou alreeds daaroor iets gesê, ons is nie wat ons dink ons is nie. Ons is wat ons dink. Dit wat in my kop aangaan, beïnvloed en verander my lewe. Nou kan ek het gevra, hoe lyk ons stilte tyd as ons die Bybel lees of die Bybel bestudeer? Nou kan 'n mens ook vra, nou maar wat is die Bybel? En ek is seker, as elkeen 'n geleentheid gaan kry om te antwoord, gaan ons sê, maar die Bybel is die woord van die Here, en dis waar. Want 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele woord is deur God gegee. Die woord, dit is 'n versameling van heilige, God geïnspireerde tekste. Ons ken die struktuur, die Ou Testament, die Nuwe Testament. In die Ou Testament, die eerste 5 boeke staan bekend as die Torah, die wet. Dan kry ons die historiese boeke, dan kry ons die wysheidsliteratuur, die profetiese literatuur. In die Nuwe Testament, die historiese boeke, naamlik die evangelies en Handelinge, die briewe en dan die apokaliptiese boek Openbaring. Nou, dit is wat ons noem verskillende genre, verskillende tipes literatuur. En elke tipe moet volgens sekere reëls geïnterpreteer word. Byvoorbeeld, ons kan nie Openbaring lees en interpreteer soos wat ons van Paulus se briewe lees en interpreteer nie. Ons kan Openbaring nie letterlik interpreteer nie, want daar is soveel metaforiese verwysings, simboliese verwysings wat op 'n ander manier geïnterpreteer moet word. En wat interessant is, daar is 66 boeke, 39 Ou Testament, 27 Nuwe Testament wat oor 'n periode van 1500 jaar geskryf is. En dit is so fenomenaal. As ons na die boodskap van hierdie 66 boeke gaan kyk, die harmonie wat daar is, 'n lyn wat deurloop, wat hulle almal met mekaar verbind, en dan die harmonie veral tussen die Ou en die Nuwe Testament. En die doel as ons nou na Psalm 119 gaan kyk, daai eerste 8 verse, aanvaar dit as die woord van God. Dit is die primêre bron vir ons geloof en ons verhouding met God. En ek glo daarmee stem ons almal saam. En dit is die boek wat die meeste ooit in die wêreld verkoop is. En wat in die meeste tale vertaal is, indrukwekkend. Wat sê die Bybel van die Bybel self? Joshua 1 vers 7 tot 9. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet, wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees, waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer
wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. 2 keer kom die woordjie voorspoedig voor. Psalm 119, 105. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Johannes 5:31. Toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarliks my disippels. Dit is die weg van disippelskap. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Romeine 12 vers 2, en hierdie teks is vir my aangrypend, as hy waar Paulus sê, laat God toe, of laat God julle verander, deur julle denke te vernuwe. Hoe gebeur dit? Deur die woord. Die woord wat ons moet bestudeer, wat in ons onderbewussyn gaan lê, wat ons denke vul. Dit is hoe ons God toelaat om ons denke te verander, te vernuwe. Romeine 15 vers 4. Alles wat vooraf in die skrif opgeteken is tog opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. Daar is nog, ek gaan dit nie lees nie, Bybelstudie in perspektief gesien. Wanneer ons die Bybel hanteer, wanneer ons met die Bybel besig wees, is daar eintlik 3 fases wat ons in ag moet neem. En die eerste ene is waarneming. Dit wat ek lees, om myself, wanneer ek dit lees, dan oriënteer ek myself, waaroor gaan dit? En miskien kan ek net sê, eintlik, as 'n mens regtig die inhoud van die Bybel wil leer ken, dat dit 'n impak op jou lewe het, moenie net van een teks na 'n ander teks na 'n ander teks gaan nie. Toe ek 'n kind was, dan bid ek, as ek die Bybel wil lees, dan bid ek, sê ek, Here, help my dat ek op die regte plek die Bybel oopmaak, en dan maak ek die Bybel oop, en dan lees ek, en dan maak ek toe, nou het ek my deel gedoen, want ek 'n paar verse gelees. Dit is soos 'n hoender wat eet, jy pik hier, en jy pik daar, en jy pik daar. Jy's besig met die Bybel, maar dit het nie regtig 'n invloed, 'n impak op jou lewe, om jou lewe te verander nie. Die waarneming, dis die eerste fase. Dan moet die bestudering daarvan kom, om die Bybel te bestudeer, en dit is 'n ander preek. As ek weer die geleentheid kan hê om hier te preek, sal ek graag daaroor wil praat. Hoe bestudeer ek die Bybel? Waarna moet ek kyk? Wat moet ek gebruik? En dan gaan dit ook nie daar eindig nie. Dit wat ek leer, dit wat in my kop vasstaan en vaslaan, daai dinge moet ek uitlewe. Dit is wanneer my lewe gaan verander. En dit is wanneer ek die Here gaan verheerlik. En dan, dit gaan nie net om kennis nie. Ek het nou maar gepraat, en nou kan julle sê, ja, maar dit gaan net om kennis, om kennis. Het gaan nie net om kennis nie. Kennis is belangrik. Het gaan om 'n verhouding. Daai kennis stel my in staat om in 'n verhouding, wat 'n dinamiese verhouding kan wees met die Here. En dan gaan dit om gehoorsaamheid aan God, en wanneer ek gehoorsaam is aan hierdie woord,
Dit is dan wanneer ek die Here verheerlik. En dit is hierdie dinge wat my voorberei as 'n gelowige om God in my lewe te ervaar, te beleef. Bybelstudie is van kritieke belang. Dit berei my voor dat ek die Here in die lewe kan sien, wat môre en oormôre met my gaan gebeur, om God te ervaar, sy teenwoordigheid te kan beleef en te sien hoe die Here saam met my op weg is. Johannes 17 vers 17 tot 19 is die middelste gedeelte van hoofstuk 17. En Johannes 17 is die gebed van die Here Jesus nadat hy van hoofstuk 13 in Johannes Evangelie, hy is op pad na die kruis toe. En nou is hy saam met sy disippels en hy onderrig hulle nog vir oulaas wat disippelskap is, wat dit beteken om hom te volg. En dan in hoofstuk 17, dan bid hy vir hulle. En vers 17, 18 en 19 is die kern en die middelpunt van hierdie gebed. Hy sê, hy praat met die Vader, hy sê, laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. En dan sê hy, u woord is die waarheid. Laat hulle dus aan u toegewy wees deur die woord. U woord is die waarheid. En dan sê hy, soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. En nou, as julle na daardie as 'n prentjie kyk, dan sien julle twee kruise. Nou dit is eintlik 'n gehastiese patroon. 'n Gehastiese patroon is wanneer daar 'n stelling is en daar's twee komponente in hierdie stelling en net daarna is daar weer 'n soortgelyke stelling, maar nou is dit omgekeer. Dan kry jy hierdie patroon en dit is om meer duidelikheid te gee en om dit te beklemtoon. En nou sê hy, soos u my na die wêreld toe gestuur het, dis Jesus wat, maar ons kan sê, soos God Jesus na die wêreld toe gestuur het Jesus, ek, sy disippels na die wêreld toe gestuur. En eintlik kan ons daaruit aflei, uit daai konstruksie, dat God stuur ons na die wêreld toe. Om sy getuies in hierdie wêreld te wees, dat hy deur ons in hierdie wêreld homself kan openbaar en teenwoordig kan wees. Dus die primêre doel van Bybelstudie is om God intiem te kan ken, God se karakter te verstaan en om Bybelse waarhede in ons lewens te kan toepas. Dit moet ons transformeer, gelykvormig aan die beeld van Jesus Christus. Die Bybel dien dan as 'n handleiding van ons daaglikse lewe, voorsien ons van wysheid en stel ons tot diens in staat en versterk ons geloof. Bybelkennis help ons en berei ons voor om in ons verhouding met God in ons lewens te kan ervaar en aan God toegewy te wees en sy verteenwoordigers op aarde te kan wees. En dit is